Goeiedag vriende, baie welkom by NG Gemeente Jeffreys Bay se afkondigings vir hierdie week. Ons is opgewonde vir die volgende 2 geleenthede wat vir ons voorlê in November maand. Ons begin by die 8de November wat die Global Leadership Summit is. En soos elke jaar beloof dit om 'n wonderlike geleentheid van inspirasie te wees van die leiers wat op daardie platform natuurlik vir ons 'n klomp wonderlike inligting en insig ook gee. Ons wil elkeen van julle uitnooi, indien jy 'n besigheidsleier is of 'n verskil maak of met mense werk, bring jou span saam, kom beleef dit self. As jy dit ook individueel wil doen, is jy meer as welkom om saam met ons hierdie geestelike groei te kom beleef. Dit beloof om 'n wonderlike geleentheid te wees. Kom ons kyk na die volgende insetsel. People will describe your life in one sentence, so pick it now. You don't have to wait till you die to figure out what people think. You see, a legacy is something that's meaningful, that's handed down from someone in the past. And a legacy can be tangible. That's something that you leave for people, or it can be intangible. It's something that you can leave in people. What you leave in their life is more important than what you leave for their life. For their life is stuff, and stuff disappears. Stuff is temporary. What you leave in them is never lost. Ek hoop dat jy nou opgewonde is en dat jy nou al op Quicket is, want Quicket kan jy jou kaartjies koop. Asseblief doen dit so gou as moontlik, kry jou kaartjies en wees deel van hierdie geleentheid, van hierdie beweging van 'n klomp leiers wat saam ook dink en 'n verskil maak. Ons hoop om jou by die Global Leadership Summit te sien, die 8de November hier by die Complex Campus. Dan dames, ons hoop werklik dat jy al jou kaartjie gekry het vir die 15de November vir Liesel Krause-Wiet wat met ons gaan deel die tema Weeslig, Leeflig. Ons jaartema wat ons gehoor het wat sy gaan kom verpak. So manne, asseblief gee die vroue ook af in daardie tyd. Ons hoop om elke vrou daar te sien. Dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees van geestelike groei en jy gaan daar uitstap met 'n nuwe hinkering en 'n nuwe huppel in jou stap. Ons hoop om jou daar te sien. Soos elke jaar is ons in Oktober en November maand besig met die gemeente se 10de maand. Die 10de maand gaan juist daaroor om vir die Here dankie te sê vir dit waarmee hy ons mee so seën, mildelik seën met soveel voorregte en genade wat ons kan beleef. En daarom nooi ons jou uit om deel van hierdie 10de maand te wees. Gawes wat lewe bring, 'n 9 weke reis om te ontdek wat dit werklik beteken om te gee. Nie net finansiëel nie, maar van ons tyd, ons gawes en ons besittings. Hierdie reeks neem ons stap vir stap deur die Bybelse beginsels van vrygewigheid en help ons verstaan dat gee 'n leefstyl van geloof en vertroue in God is. Elke week ontdek ons 'n nuwe manier van gee, om te besef dat alles aan God behoort en hoe ons tyd, talente en finansies ander kan seën. Weekliks gaan ons konkrete uitdagings ontvang sodat ons nie net hoor en leer nie, maar ook prakties kan leef en ervaar wat dit beteken om vrygewig te wees. Kom saam met ons op hierdie reis en ontdek hoe jou gawes lewe kan bring vir ander en vir God se koninkryk. Dan gemeente, wil ons graag vir julle ook dankie sê vir julle volgehoue finansiële bydrae aan die gemeente. Indien jy nog 'n bydrae moet maak vir hierdie tyd, wil ons vir jou ook sê dankie daarvoor nou al. Dankie dat jy ons ook mee dit toevertrou om 'n verskil te kan maak, om rentmeesters te wees van dit waarmee die Here ons mee toevertrou het. En jy kan jou bydrae ook dan inbetaal, of jy kan dit in die koevertjie sit, of jy kan dit kom inbetaal by die kerkkantoor of internet inbetaling, kan jy ook natuurlik doen. Op daardie manier moet jy ook dan vir ons net asseblief spesifiseer met die letter 10 of 10de of 10de maand, dat ons weet boonbehalwe algehele finansiële bydrae wat na die gemeente toe kom, dat dit net vir ons gespesifiseer sal word, om te weet dat ons dit dan ook reg allokeer, om te weet dat dit vir die 10de maand is. So baie dankie ook daarvoor. Ons hoop hierdie jaar om R700 000 in te kry vir ons 10de maand dankfees, om 'n verskil te kan maak oralste waar die Here ons plaas om 'n verskil te maak. Hier in Jeffreys Bay, verder ook in hierdie gemeenskap, tot die uithoeke van hierdie wêreld is dit waartoe die Here ons ook na toe lei. En om 'n verskil te maak ook in gebroke gesinne, familie se lewens, om die goeie nuus van die evangelie aan almal te bring. Dankie dat jy deel is van daardie reis.
Mag vandag se erediens vir jou so geseënd wees. Mag jy sy genade beleef en mag jy vrede hê. Baie welkom by die NG Kerk Jeffreys Bay se aanlyn erediens. In jou lewe is vir God belangrik. Jy weet dit. En maar hy het jou lewe gegee. En hy het vir ons aangeteken en vir ons herinner, onthou, jou geboorte was nie toevallig nie. Hy sê daar in Jeremia, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En nou elke jaar dan verjaar jy. So jou geboorte is nie toevallig nie, jou verjaarsdag is nie toevallig nie. Wat onthou ons met 'n verjaarsdag? Die Here wil hê ons moet onthou dat hy ons lief het. Hy het ons gevorm, hy het ons gemaak met 'n doel hier op aarde en hy het ons lief. En jy pas ergens in. So jou verjaarsdag is 'n viering om dankie te sê vir hom wat jou lewe gegee het. En as jy nou in die loop van hierdie week verjaar, wil ons jou baie geluk sê. Ek sê ons bid dat jy daai dag sal vier saam met jou geliefdes. En jy kan inskakel en vir ons laat weet wanneer jou verjaarsdag is, hoeveel jaar oud jy is as jy wil en ander dinge in jou lewe. Jy kan gerus met ons kommunikeer. Dan, dit mag wees dat jy gelukkig getroud, ja, wel nie net gelukkig nie, dat jy wel getroud is en dat dit hierdie week jou huweliksherdenking is saam met jou maat. En wil jy nie vir ons sê hoeveel jare is julle by mekaar nie, maar baie geluk ook daarmee. Ons bid vir jou die seën van die Here toe. Dit is wonderlik dat die Here vir ons iemand gee om 'n lewe mee te deel en met wie ons 'n lewe kan deel. Nou, ons is meer opgewonde ook vanoggend omdat jy inskakel waar jy ook al is via die tegnologie, nie? Of jy by die huis is, of jy miskien in 'n bed lê, of jy kamp, of jy by familie kuier, of jy besig is om te ry, waar dit ook al is, jy is hier. En die rede hoekom ons so baie opgewonde is daaroor dat jy hier is, hierdie is 'n ontmoeting met die Here, en ons gebed is dat jy vanoggend daai ontmoeting sal beleef. Ons wil saam met jou op reis gaan, in die woord van die Here, en saam met mekaar. Mag die Here jou help, om sy liefde, en sy nabyheid, en sy genade, en sy trou ook, in hierdie tydjie wat jy nou inskakel te geniet. Nou net so 'n bietjie, waar is ons as gemeente, in ons kuiers met mekaar, die gemeente se fokus hierdie jaar is lig, jy moet lig wees en lig leef, nee. Nou, in die volgende 2 maande is ons besig met die hele ding van gee. Hoe bring ons lig in hierdie wêreld? Ons bring lig deur te gee. En hoe gee ons? 'n Bietjie praat vanuit die woord, dink vanuit die woord, wat behels gee? Wat sluit dit alles in? Jou tyd, jou geld, jou verhoudinge, jou besittings, dit sluit 'n klomp goed in. En hoe gee jy? Wat is die beginsels van gee? Wat is die beginsels van vrygewigheid? En miskien kan ons ergens uitkom dat ons vir mekaar kan sê, gee is 'n lewenstyl van dankbaarheid, is 'n lewenstyl van geloof, en is 'n lewenstyl van vertroue. Nou ons is nou al in week 3 van hierdie Oktober en November, week 3 van 9 weke. Die eerste week het gaan dat alles aan die Here behoort, verlede week so 'n bietjie oor die tyd, die Kairos tyd, daai momente, daai tye wat die penny drop, dat jy daai moet aangryp en gebruik, en dan vandag, gee jou talente en jou gawes. En natuurlik is hierdie hele fokus vir hierdie 9 weke, is gewortel in 'n gedeelte wat ek wil lees, Romeine 12, vers 1 en 2. Daar staan, op grond van die groot ontferming van God, nie omdat jy gered is, begenadig is deur die Here, gee julle self aan God, as 'n lewende offer. Ek wil weer gee julle self aan God, as lewende offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. En daarmee saam, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Nee, jy kan nou, dis die wesenlike van jou godsdiens, maar die wêreld is daar, die realiteit waarin ons moet leef is daar, so hy sê, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. As dit oor offers gaan, is daar 'n verskywing van denke en van wil en van intensies, nee. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan
sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So, gee jouself as 'n offer. En vanoggend se reis gaan oor daardie gee van wie jy is, jou talente en jou gawes. Kom ons bid saam. En as jy nou miskien op hierdie stadium al voel, daar is jy het gebed nodig, onder op die skerm is daar 'n e-posadres waar jy kan skakel met mense en dan kan daar mense wees. Dan is daar mense wat vir jou voorbidding kan doen. Kom ons bid. Here Jesus, U is die koning van konings. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U is die Here van alle Here. U is die verlosser. U is ons redder. U is genadig en barmhartig. U is vol liefde. En daar's geen einde aan U trou nie. Dis U wat voorsien. U het nie net alles gemaak nie, maar U onderhou dit. Dis U wat ons hoor. Ja, U is die God bo alle gode. U is lewe. En U sal altyd daar wees. So ons gebed vanmôre is, openbaar U self. Openbaar aan ons U hart, waarmee U gee, waarmee U dien, waarmee U daar is vir mense. Amen. So vanmôre se tema, gee jouself. Nou, daar's mos 'n verskil tussen gee, 'n bydrae lewer, en offer. Daar's 'n verskil tussen 'n bydrae gee en 'n offer. Wat ons hier opgeroep word, is nie om 'n bydrae te lewer nie, maar 'n offer. Nou, daar's 'n eenvoudige storieetjie van die hoender en die varkie wat besluit het, hulle wil die bo by die mall, wil hulle vir ons 'n breakfast noek oopmaak, waar mense nou spek en eiers kan kom eet, en hulle kry die plekkie, en hulle besluit wat gaan op hulle spyskaart wees, en toe besluit hulle, waar gaan hulle produkte vandaan kom, dis nou eiers en spek. En die hoender sê, maar dis maklik, jy weet, ek kan eiers voorsien, en ek kan nog baie ander ouens wat vir ons eiers voorsien, en hulle kan elke dag dit doen. En die spek, sê die varkie, ek kan nou nie die spek voorsien nie, want dan moet ek geslag word, ek moet my lewe daarvoor gee. En eintlik vertel die storie vir ons die verskil tussen 'n bydrae en 'n offer. Die hoender lewer 'n bydrae, en die varkie moet 'n offer bring. So die Bybel praat nooit oor 'n bydrae nie, maar 'n offer. Jesus het nie 'n bydrae kom lewer nie. Hy het 'n offer kom maak, homself kom offer. Hy het homself kom gee. En dan dink ons aan Jesus se woorde, sê as jy nou my wil volg, dan sal jy jouself moet verloon, jou kruis opneem, sterf, nee, en my volg. Dis nie 'n bydrae nie, dis 'n offer. So gee jouself. En dit bring ons by vanmôre se skriflesing. Daar in 1 Petrus 4 vanaf vers 10, net vers 10 en 11. Hy sê, as goeie bedienaars. Nou ja, die woord bedienaars is 'n woordjie wat rentmeesterskap beteken. Dit beteken jy is nie die eienaar nie, maar jy is die bestuurder, soos dit hier staan, bedienaars of bestuurders. Dit behoort nie aan my nie, ek is net besig om dit te bestuur. Hy sê, as goeie bedienaars van wat? Van die veelvoudige genade. So dis wat hy bedien, genade. Veelvoudig, as jy soos 'n prisma, as jy die lig opskyn, dan sal ons verskillende strale wat so uitkom, en dit gaan nou weer, hy sê, jy is 'n bedienaar, jy is 'n rentmeester, of 'n bestuurder van die veelvoudige genade, van wie? God is die eienaar. Nou hy sê, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, sonder uitsondering, as ons 1 Korintiërs 12 lees, as ons Romeine 12 gaan lees oor die gawes van die Gees wat uitgedeel word, dan ontvang elkeen 'n gawe tot voordeel van, nie homself nie, maar vir ander. Ons ken ons dit. So kom ons lees. Elkeen moet na mate hy 'n genadegawe ontvang het, wat daarmee doen? Die ander dien. Die charisma of charismata wat jy ontvang, se doel is om ander daarmee te dien. Die woord diaken kom van daaraf, diakoneo, dit is diens. So die einde, bestuurder, dan diens jy, dan lewer jy
'n diens, nie 'n bydra nie. Ons gaan weer net tot daarby kom. Nou ja, nou kom die praktyk. As iemand die gawe ontvang het om te preek, dis nou woordbediening. Dit kan nou wees dat jy 'n boodskap bring, dit kan wees dat jy bemoedig, dit kan wees dat jy vir iemand bid, maar met woorde iemand bedien. So dis een manier om dit te doen. Wat moet dan gebeur? Moet God deur hom aan die woord kom. So dit gaan nie oor die bestuurder nie, dit gaan oor die God wat jy verteenwoordig en deur wie sy genade vloei, en dis jy. So, laat God aan die woord kom. As dit is, dis nou meer prakties aan die ander kant, dis dienslewering, as dit is om die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So, weet, daai diens is nie altyd so lekker nie, dit is nie altyd, weet, ek het nie nou tyd en daai goedertjies nie, daarom sê, doen dit met die krag wat God voorsien. So, moet julle God in alles verheerlik. Dis die einddoel. Die doel van diens, die doel van die vloei van genadegawes deur jou, is om God in alles te verheerlik, vers 11, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Ons ontvang die genadegawes, veelvoudige genade van God, wat deur ons vloei en ons gee. So daar's 'n spesifieke orde van hierdie goed. Die orde is, ek kry, ek gee. Wanneer die Here by die eerste gelowige kom, ons vader van geloof Abraham, sê Abraham, ek sal jou seën, en jy moet 'n seën dan vir die nasies wees. Dis eenvoudig. God gee, dit vloei deur my, en ek gee. Dis die orde van genade. Nou, as ek nou hierdie twee verse bietjie in 'n metafoor wil saamvat, dan sal ek graag die metafoor van 'n waterwiel of 'n meelsteen wil gebruik. Nie daai meelsteen om die nek nie, die ene wat nou die graan maal nie. Nou, julle sal nou sien, daar's 'n fotootjie van 'n waterwiel daarop. Wat gebeur met die waterwiel? So, die waterwiel is 'n meganiese uitvinding omtrent 3 eeue voor Christus, en hy is gebruik in daardie tyd of om water van een vlak na 'n ander vlak te skuif, of hy is gebruik om graan fyn te maal, koring of wat dit ook al mag wees. Later is hy ook gebruik om sekere perswerk te doen en so. Maar kom ons laat gaan ons gedagtes bietjie oor die waterwiel. Daar's 'n behoefte aan meelmaal. So daar's ouens wat gaan sit, ingenieurs, besondere mense wat dan gaan sê, hoe kan ons die meel maal? En een van die maniere wat hulle uitgevind het, is om dit dan deur middel van hierdie watermeel te doen. So ontwerp hulle hom, ons kan sê hulle maak 'n doelmatige ontwerp, en dan bou hulle die wiel. En nou gewoonlik die wiele is met of van hout gemaak of van metaal, en dis 'n groot wiel, en dan het hy sulke vinne in, of vingertjies, wat hulle ook al noem, of bekertjies wat hy water skep, en sodra die water onder deur die wiel vloei, dan begin die wiel draai. Dan begin daar momentum kom, en as die wiel begin draai, en daar's 'n as aan die wiel wat na 'n klip toe gaan, dan kan daai klip natuurlik die koring maal. Dit is in kort hoe dit werk. So wanneer hy dan nou klaar gemaak is, dan moet hulle hom gaan installeer. So doelmatig, hulle gaan installeer hom, en waar installeer hulle hom? In 'n stroom water, of in 'n rivier, of in 'n standhoudende stroom van water. Want as daar nie water is nie, kan die wiel nie werk nie. So wanneer die wiel dan nou opgerig is in die stroom, waar ook al, dan sal die water self die werk doen, en die wiel sal die produk lewer. Dis nogal 'n belangrike beginsel. Die wiel kom in beweging deur middel van die water. As daar nie water vloei is nie, geen draai van die wiel. Maar wanneer daar water vloei is en die wiel begin draai en momentum kry, dan lewer hy 'n produk van meel of wat ook al. En so dink ek, wil Petrus kom sê, is die lewe van 'n gelowige. Wanneer God se genade deur jou vloei, dis die water, en dis standhoudend, dit sal nooit ophou nie, want God sal altyd sy genade voorsien, dit is hier. Hy sê,
Julle is die bestuurders van daai genade. So wanneer God se genade deur jou vloei, begin jou lewe in momentum kom, begin die wiel draai en dit lewer 'n produk, meel of water. Vir wie? Vir iemand anders. Jou gawes, die manier waarop jy gebou is deur die Here, ontwerp is deur die Here, jou lepeltjies of vinne, jou genadegawes van jou waterwiel, word deur God se genade getref en dit begin dien. Dit begin beweeg. Dit begin lewe gee. En Calvin het vir ons baie duidelike dingetjie hier gesê. Hy het vir ons gesê, al ons gawes, ons kan talente byvoeg, is deposito's wat God in ons lewe geplaas het tot voordeel van ons naaste. Waterwiel, jy ontvang, jy gee. Rentmeester of dienaar. En daar kom lig en lewe in ander mense se bestaan deur jou toedoen, deur God se genade wat deur jou vloei. Nou help die volgende skrifgedeelte ons. Hoe gee mens jouself? Hoe is jy dan 'n wiel? Is daar sekere goed wat die wiel konstateer, wat sê, dis wat dit kos om 'n wiel te wees? En Markus 12 help ons 'n bietjie hiermee. En die gedeelte wat ons daar gaan lees, begin by vers 40. Nou ek lees vers 40 en hy gaan op sy eie staan, want dit gaan hier oor die tempel. En in die tempel is ons nou skrifgeleerdes, julle kan daai stukkie gaan lees. En die skrifgeleerdes het sekere verantwoordelikhede. Hulle moet sekere offers bring. Hulle moet hulle self beskikbaar wees. Hulle moet waterwiel wees vir die lidmate. Nee, wat in die tempel kom. So, in die tempel was daar weduwees. Nou, weduwees was eintlik die simbool van weerloosheid, van armoede, van afhanklikheid, niemand wat vir hulle sorg nie, en dit was eintlik die skrifgeleerdes wat na hulle moes omsien. Wie se waterwiel moes spreekwoordelik draai vir hulle. Maar wat lees ons in vers 40? Hulle, dis die skrifgeleerdes, palm die huise van die weduwees. So hulle gebruik eintlik die weduwees om hulle self te verryk. Hulle wil hê die weduwees moet vir hulle offer en nie hulle vir die weduwees nie. Julle ken dadelik en jy agterkom wat hier gebeur. Dit is selfsug. So wanneer die weduwee nou in die tempel kom, net die gedeelte wat ons nou gaan lees, is sy vir hulle eintlik onbekend, want hulle bemoei hulle nie met haar nie. Haar verwese toestand pla hulle eintlik, hulle sien haar nie eens raak nie, sy kom daar in die tempel in. Dis eers wanneer Jesus sê, julle moet nou kyk, dat hulle haar raak sien. Sy gee eintlik hulle nie van om nie, sy is maar net daar, net nog 'n nommer. So kom ons lees nou vers 41. Jesus het toe reg oor die offergawekis gaan sit. Nou die offergawekiste was 'n trompette wat omgekeer was met die dinkant bo, en daar was 13 van hulle, en dan kon jy nou bydraes, jy kon bydraes daarin sit, of jy kon offers daarin sit. Nee. Nou ja, kom ons lees dan nou wat gebeur het. Jesus gaan sit daar en kyk hoe die mense geld daarin gooi. So dit is 'n openbare ding. Dit is nie 'n ding hier agteraf nie. Hy kyk, dit is 'n openbare handeling. En dikwels het dit gepaard gegaan met groot vertoon, want die ouens wat baie bring, maak iets daarvan as hulle die geldjie daar in die trumpet plaas. So hy gaan kyk. Wat sien hy? Daar het toe baie ryk mense het baie geld ingegooi. Daar's geen kritiek daaroor nie. Dankie vir julle ruim bydra. Wonderlik. Ons is bly daaroor, as mense vanuit die hoek van die skrifgeleerdes kyk. Nou ja, daar het toe 'n arm weduwee gekom. Nou, sy was poverty-stricken, sou ons dit eintlik beter kon beskryf. Brandarm. Sy daar kom sonder naam, sonder klaar herken, en sy gooi 2 muntstukkies.
Die muntstukkie se naam is lepta. Dit is die kleinste muntstukkie, kom ons sê in ons tyd, daai koper muntstukkies die 10 sent. Sy het 2 van hulle en sy gooi dit daarin. Dit was baie min werd. Hy, dis nou Jesus, het sy disippels vers 43 nader geroep en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee, wat heel waarskynlik deur julle toedoen al verder verarm het, omdat julle nie na haar omgesien nie. Hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets, let op die woordjie iets, in die offergawekis gegooi het. So Jesus kyk nie na die bedrag nie, maar dit lyk my hy kyk meer na die hart wat agter die bedrag sit. So haar klein offertjie oorskadu, overvalue eintlik die waarde van hulle offers. Nou ja, hulle, sê Jesus, het almal uit hulle oorvloed ingegooi. So dit was 'n bydra. Nee, dit was bereken, calculated, en dit is ingegooi. Maar sy het in haar gebrek iets, nee, alles ingegooi wat sy gehad het. Alles waarvan sy moes lewe. Hoor ons iets van Jesus wat sê, laat jou lig so voor die mense skyn, dat hulle jou werke kan sien, en jou Vader wat in die hemel is verheerlik. Dit kom daaruit Matteus 5 vers 16 uit. Hier hoor ons wat is 'n offer. Dis om alles te gee. Nie uit jou oorvloed nie, nie iets nie, nie 'n bydra nie, maar alles met oorgawe. Julle hoor, dis dieper. Dis dieper as net om ietsie te gee. Dis om jouself met alles wat dit behels te gee. Dit spreek van 'n verhouding met God. Dit spreek van geloof, dit spreek van 'n vertroue. Want om alles te gee, beteken dit wat jy gee, gee jy uit. Hierdie vrou gee nie uit gemak nie, maar uit geloof. Hierdie vrou gee nie omdat sy oor het, leftovers wat sy kan gee nie, maar sy gee omdat sy weet God voorsien. En haar 2 muntstukkies word soos 2 druppels water wat die waterwiel van God se koninkryk aan die draai sit. In die oë van mense is dit niks, maar in die oë van God is dit geloof en vertroue. Dink aan die 5 brode en 2 visse. Dis min. Hoe kan ons 5000 mense kos gee? Bring dit. Dit wat jy het, dit gee, dis jou offer. So wat hoor ek? Ek hoor in die eerste plek dat 'n offer is nie die gee van leftovers of bydraes nie. Iemand skryf, real generosity gives until it hurts. Martin Luther het 'n baie groot waarheid kwyt geraak. Hy sê, a religion that gives nothing, costs nothing, and suffers nothing is worth nothing. Nie bydraes nie, offers. Bydraes is nie welkom. Offers. Tweede ding wat ek oplet, daar's 'n sekere mate van, kom ons noem dit roekeloosheid, uncalculated generosity, wanneer jy vir God gee. Want wanneer jy gee, gee jy wat jy eintlik maar van hom ontvang. Uit sy stroom van genade gee jy. Jy word dus gedryf, nie deur jouself en jou gevoelens en jou denke nie. Jy word gedryf deur die geloof uit jou hart uit. Nie deur wat jy dink nie, maar wat jy glo. Die derde dingetjie is,
ek hoor iets van 'n vrywilligheid. Niemand dwing jou nie. Kyk, daar's mos nou offers wat uit verskillende harte uitkom. Daar's wat die ouens nou in Engels noem grudge offers, nie grudge giving. Dis nou wanneer jy iets moet, jy het nie 'n keuse nie, dis soos die verkeersboete. Ek wil, jy moet hom net gee, jy het nie 'n keuse nie, maar jy gee dit met 'n grudge, dis nie lekker om dit te gee. Dit was nog nooit lekker. Die tweede ding is daai duty giving, van ek moet, nee, dis my plig. Die derde een kan wees vir prestige, nee, prestige giving, dat jy raak gesien moet word, dat jy by 'n skool op 'n plek borg bring, want jy wil raak gesien word, nee. Daai prestige wat eintlik gaan oor self, jouself display. En die laaste ene, wat eintlik die belangrikste een is thanksgiving. Van ek wil gee, want ek kan nie anders nie. Die laaste ding wat ek wil hierdie vrou leer, is sy gee ten spyte van. Sy kon verskonings uitdink. Sy het baie gehad om eerder nie te gee nie. Haar eie selfbehoud was een van hulle. Ek kan nie nou 'n lepdag gee nie, want dis al wat ek het en ek moet nog eet. Sy het genoeg rede gehad om nie te gee nie. Sy kon gesien, kyk hierdie ouens, hulle kyk nie na my nie, hulle sorg nie vir my nie, so hoekom moet ek vir hulle gee en vir hulle sorg? Sy kon gesê, ek word onregverdig behandel. Kyk hoe arm is ek. Ek gaan nie gee nie. Hoekom moet ek aanhou doen wat reg is, terwyl hulle doen wat verkeerd is? Sy kon haar hande in die lug gooi en sê, ek gaan nie gee as ek niks terugkry nie. Hoekom moet ek? Hoekom moet ek my plig nakom, as ander mense nie hulle plig nakom nie? Hoekom moet ek die regte ding doen, as niemand anders die regte ding doen nie? Klink dit bekend? Ons dink ook soms so. Hoekom moet ek aanhou hard werk, terwyl anders mense shortcuts vat, en nog altyd voor in die koor is? Hoekom moet ek met integriteit optree, as ek nie daarvoor vergoed word nie? Of as niemand dit raak sien? Hoekom moet ek altyd vriendelik wees, as almal rondom my nons is? Hoekom moet ek altyd vir mense omgee, as niemand vir my omgee nie? Hoekom moet ek altyd opdaag, as die ander nie opdaag nie? Wat ek hier hoor, is dat Jesus sê, weet wat? 'n offer werk anders. Jy gee dit vanuit jou verhouding met die lewende God, vanuit jou geloof. En dan bly jy gee, al kry jy niks terug nie. En dan bly jy lief hê, al word jou liefde nie beantwoord nie. En dan bly jy genade gee, al is die wêreld rondom jou genadeloos. En dan bly jy offer, al raak mense selfsugtig. Hoekom is dit so? Want dan word ons volgens die voetspore van ons meester, wat daardie voorbeeld gestel het, van gee, van lewe aflê, tot die dood toe. En dan as hy die dood opstaan, dan bly hy nog steeds gee, vandag nog. Moenie vergelyk met ander nie. Dis een ding wat 'n ou wat offer nie doen nie. Want as jy vergelyk met ander, kan jy sê, ag, ek is minderwaardig, mense gaan raak sien, mense gaan my spot, mense, nee. Onthou, die Here se genade werk deur jou. Groot is sy genade. En hy gee vir jou gawes, waardeur hy dit in die wêreld uitstal. Ek wil graag in my verbeelding wêreld dink, wat was die uitslag van hierdie gebeure in Markus 12? Ek dink dat dit hierdie vrou verander. Toe Jesus roep en sê, ek dink dat dit die mense rondom haar, die disippels en die skrifgeleerdes verander, en God word verheerlik. Ek wil afsluit met 'n aanhalingkie van
van 'n man, Thomas Reiners, hy sê, God did not give us local churches to become country clubs, where members means we have privileges and perks. He made us a church to serve instead of being served, to give and not to receive, to stand firm in our responsibilities instead of our rights, and to sacrifice instead of being entitled. Mag jou waterwiel rol, aangedryf deur die genade van God deur Jesus Christus. En mag jou verheerlik ook deur jou manier van gee, die offers wat jy bring. Kom ons bid saam. Here, ons gebed is dat u genade, wat soos 'n rivier in hierdie wêreld inloop, dat u genade ook my wiel, my lewe sal laat draai tot voordeel van ander. Dat ook deur my u genade bekend sal word, u liefde bekend sal word, u barmhartigheid, u vrede. En Here, help my om te gee in gehoorsaamheid aan u. Help my om alles wat ek ontvang uit dankbaarheid vir u terug te gee. Nie om te verdien nie, maar om te sê dankie Jesus. So Here, ons gebed is dat ons lewens lewende offers sal wees, sodat u lig kan skyn in hierdie donker wêreld. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee vir offergawes. Jy kan 'n bydrae lewer, daar sal nou 'n skyfie opkom met die inligting daarop. Kyk daarna. As dit nodig is, scan of EFT, maar hoe dit ook al sy, jy kan jou offergawe nou gee. Dan wil ek vir ons afsluit met die seën van die Here uit Numeri hoofstuk 6, en dit lees so. Die Here sal julle seën, sodat julle 'n seën kan wees. Die Here sal julle beskerm in hierdie wêreld waar selfsug heers. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Sy stroom sal deur julle vloei. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.